ons moet onsself indink hoe hierdie man teen hierdie stadium al gevoel het ten opsigte van hierdie geweldige opdrag wat die Here hom gegee het en hoe hy telkens in teestand homself vasgeloop het, telkens verjaag was, geslaan is, gestenig is by tye en bespot is en uitgelag is en so meer. En as hy hier in Korinthe aankom, is dit duidelik dat hy half aan die einde van sy kragte is. Ons het verlede keer gekom tot aan die einde van hoofstuk 17 en ons begin vandag met die 18de hoofstuk. Kom ons sluit ons oë. Ons genadige God en Hemelse Vader, al die omstandighede in ons lewens, dit beskik U oor ons. En U het dan ook beskik dat ons vandag hier by mekaar sal kom en dat ons ook met hierdie Bybelstudie ons Here Jesus Christus se naam mag loof en eer. Dit bid ons vandag van U. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees. Ons bid dat die woord ons hart brandend sal maak soos die Emmausgangers. Dat ons ook hierin wat ons hier lees U besonderse genade sal sien met sondaar mense, met volke, met lande, met stede, maar ook met enkelinge. Ons vra dat U dan ook vir ons sal lei om hierdie gedeelte beter te verstaan en dat U met U diensknegt sal wees in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ja, ons het nou gelees die apostel Paulus en dit wat hy daar in Athene bereik het en hy daarvandaan vertrek en so lees ons in hoofstuk 18 vers 1 en daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teestand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof, ek is rein, van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo, en ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou,
En niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Ons lees maar tot daar die eerste 10 verse en dan kyk ons hoe ver ons kom. Nou hierdie stad is heeltemal 'n ander plek as wat Athene was. Athene was 'n stad van kultuur, 'n stad van ou historiese geboue, baie standbeelde en so meer. Korinthe was 'n baie besige hawestad gewees. Nou in die suidelike deel van Griekeland, en 'n mens kan dit natuurlik vandag nog baie mooi sien, is daar 'n groot skiereiland wat Agaia genoem word. En in daardie skiereiland is daar 'n baie nou strokie wat dan die skiereiland van die vasteland skei. En selfs in die Bybelse tyd het hulle al begin om 'n brug en later 'n kanaal te bou om die ooste met die weste te verbind. En natuurlik dan nou die skeepvaart baie te vergemaklik, soos ons vandag kry met die Suezkanaal en met die Panama kanaal en so meer, kanale wat skeepvaart grootliks vergemaklik. En daar by daai samentrekkingspunt, daar was Korinthe gewees, 'n baie besige hawestad. So heeltemal anders as Athene. Trouwens, Korinthe was ook dan op daai stadium die hoofstad van daardie deel van Griekeland. So die apostel Paulus kom in Korinthe. En ons sal nou uit hierdie gedeelte en uit die briewe van die apostel Paulus aan die Korintiërs nogal heelwat leer oor hierdie gemeenskap. Dit is naas die Tessalonisense was dit die een gemeente waar die apostel Paulus baie by betrokke was, in die sin daarvan dat hy briewe geskryf het aan hulle. Ons weet van 4 briewe wat hy aan die Korintiërs geskryf het, waarvan ons 2 in die Bybel het. Maar in daardie briewe verwys hy na ander briewe wat hy geskryf het. En hierdie gemeente het vir hom baie probleme veroorsaak. Juis aan die een kant vanweë die atmosfeer wat daar in Korinthe was. As ek nou Korinthe moet vergelyk met 'n stad wat ons vandag ken, dan sou ek sê Korinthe is soos Kaapstad. Dit was 'n kosmopolitaanse plek gewees. Daar was baie afgodery wat uit Egipte daarheen ingevoer is. Die Egiptiese misterie godsdienste, die aanbidding van Afrodite wat uit en uit 'n godin van seksualiteit is, prostitusie, dinge wat daar gebeur wat absoluut skandelik was in terme van die Joodse godsdiens en in terme ook selfs van wat ons vandag glo. Homoseksualiteit was baie volop in Korinthe. So, dit was nie maklik daar nie. Boonbehalwe natuurlik die probleme wat hy elke keer maar met die Jode in hulle sinagoge opgetel het. Maar die eerste ding wat ons hierso lees, is dat hy hier kontak maak met gelowiges. Nou sommige van die verklaarders sê dat Aquila en Priscilla het gelowig geword vanweë hulle kontak met Paulus, vanweë die gemeenskaplike tentmakery, maar ons kan aanvaar dat hierdie 2, 'n man en 'n vrou, dat hulle deel was van die Jode, dis duidelik, hulle was deel van die Jode wat uit Rome uit verban was. En dat hierdie mense vir hom 'n groot bemoediging was en dat hulle ook later dikwels in die Nuwe Testament en ook in sy briewe genoem word, Priscilla en Aquila. So die apostel Paulus maak met hulle kontak, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes gaan.
Hulle moes daar uit vertrek. Nou hulle was afkomstig, Aquila was afkomstig uit Pontus. Nou Pontus is weer in Klein-Asië, daar waar die apostel Paulus sy eerste en tweede sendingreise begin het en onderneem het. Maar hier was hulle nou in Rome gewees. So het gee ons 'n aanduiding van hoe mense in daai tyd rondom die Middellandse See beweeg het en op verskillende plekke gebly het en op verskillende plekke 'n bestaan gemaak het. Nou hierdie vervolging teen die Jode, dit is in die geskiedenisannale opgeteken. So ons kan die presiese datum wat hierdie gebeurtenis in Handelinge 18 plaasvind, kan ons aflei uit dit buite geskiedkundige bronne, en dit was in die jaar 49 na Christus. So ons is nou al so wat 20 jaar na die Here Jesus se kruisiging, is ons nou hier in Korinthe met die apostel Paulus. En die rede hoekom hulle daar verjaag was uit Rome uit, dit word ook in die geskiedenisannale vir ons gegee, Romeinse geskiedskrywers. Hulle sê dat die Jode het onluste veroorsaak. Nou die Jode was dikwels blameer in die oudheid vir allerlei dinge wat verkeerd loop. Nou ons het nou al dikwels hieroor ook gepraat. Die Jode was 'n kategorie op hulle eie. Hulle wou nie aan enige iets meemaak nie, maar hulle kon ook onluste veroorsaak, of hulle kon die oorsaak van onluste wees, sê die keiser, weg met julle. En soos ons nou van tevore ook gesê het, ons moet onthou dat die Christene aanvanklik as deel van die Jode gereken was. So Aquila en Priscilla, hulle moes ook uit. Dis almal. Nou daar was blykbaar 'n aanduiding dat 'n Romeinse geskiedskrywer gesê dat hierdie onluste verband gehou het met die verkondiging van 'n sekere Christus. En dit word so 'n bietjie anderster gespel as Christus, C-H-R-E-S-T-U-S, Christus, soos hierdie. Maar dit kan baie waarskynlik wees dat daar probleme onder die Jode was, juis rondom die verkondiging van Christus, en dat die Christene spesifiek dan nou die oorsaak daarvan was, maar al die Jode is uit Rome uitgejaag. En hier bevind hulle self nou in Korinthe. En wat nou interessant is, nou lees ons hier van die ambag wat die apostel Paulus beoefen het, 'n term wat nou al in ons kerklike lewe beslag gekry het, wanneer 'n prediker of wanneer 'n evangelis 'n tentmakersbediening het. Dis nou al, en ons weet dit is iemand wat in die bediening is, maar hy werk ook met iets anders hier om 'n ekstra geldjie te verdien om homself te onderhou. En nou ja, daar's baie dinge al daaroor gesê. Dis nie dat dit 'n reël hoef te wees nie, maar die apostel Paulus noem dit telkens, sy brief aan die Tessalonisense noem hy dit, hy noem dit in sy briewe aan die Korintiërs, hy sê, ek het julle nie belas nie. Met ander woorde, ek het nie na julle toe gekom en verwag julle moet my onderhou nie, ek het myself onderhou, en hy gebruik dit eintlik om nog meer vrymoedigheid te hê om hulle aan te spreek oor hulle laksheid en oor hulle onsedelikheid en so meer. So hy sê, ek het by julle gebly en gewerk, en hulle was tentmakers van bediening. Nou die tente was daai tyd natuurlik nie die seil wat ons vandag ken nie, dit was meer dat daar met leer en met velle tente gemaak is. So die apostel Paulus het daardie ambag het hy geken. Maar die hoofsaak, hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Hy skryf in sy eerste brief van die Korintiërs, toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem
om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en veel bewing. So die apostel Paulus, soos ons nou hier later ook in hierdie gedeelte sien, is nie besig om, soos hy verder te gaan, al hoe meer selfvertroue op te bou nie. Ek wil sê, amper sy selfvertroue word al hoe meer afgetakel deur omstandighede. Ons moet onsself indink hoe hierdie man teen hierdie stadium al gevoel het ten opsigte van hierdie geweldige opdrag wat die Here hom gegee het en hoe hy telkens in teestand homself vasgeloop het, telkens verjaag was, geslaan is, gestenig is by tye en bespot is en uitgelag is en so meer. En as hy hier in Korinthe aankom, is dit duidelik dat hy half aan die einde van sy kragte is. Ons sien dit later in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Maar daar is Priscilla en daar is Aquila, daar is hierdie twee, en daar is bemoediging, en hier kom Silas en Timotheus van Macedonië, soos ons aanvanklik al gelees het, dat hy gevra het dat hulle moes kom, en Paulus, ywerig, ongeag van hoe hy hier in sy gemoed voel, besig om aan Jode kragtig te betuig, dat Jesus die Christus is. Hy hou nie op om te preek nie, tydig en ontydig, net soos hy later aan Timotheus skryf, hy sê Timotheus, ek sê, gee vir jou hierdie werk, en die Here gee vir jou hierdie werk, en jy gaan verantwoording moet doen daaroor, maar jy moet besef, dit gaan nie maklik wees nie, daar gaan teestand wees. Maar, vers 6, toe hulle aanhou om teestand te bied, en godslasterlike dinge spreek, en ons kan ons indink, dat daardie godslasterlike dinge was dan spesifiek gespreek, teen die naam van die Here Jesus Christus, want hulle sou nie godslasterlike dinge teen hulle tradisionele Joodse God spreek nie, dit sou die naam wees van die Here Jesus Christus, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof. Nou, daai klere uitskit is dit wat die Here Jesus in Matteus 10 vir die disippels gesê het, as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis, of daardie stad uit, en skud die stof van julle voete af. So dit was dan 'n simboliese teken, dat jy niks van die sonde wat aan hierdie mense kleef, gaan op jou rekening kom. Julle bloed is op julle hoof. En dit is 'n aanhaling uit die profesie van Esegiel. En as iemand die geluid van die besuin hoor, is Esegiel 33, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. So daar's 'n baie duidelike, dringende waarskuwing. Ons kan nie hieroor stil bly nie, ons moet hieroor praat. En as ons nie hieroor praat nie, dan sal die onus op my wees, die Here sal my tot verantwoording roep, maar as julle nie luister nie, dis dan op julle. Baie ernstig. En hy daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand die naam van Justus, wat 'n godvreesende man was. Ons het nou al gepraat wie godvreesende mense was, met ander woorde nie 'n ras-egte Jood nie, maar iemand wat wel die sinagoge bygewoon het en wat oortuig was deur die evangelie. En wie se huis nou naas aan die sinagoge was, so hier is daar nou 'n huiskerk langs die sinagoge. En natuurlik huiskerke het al hoe meer prominent geraak, al hoe meer na vore gekom. Maar ook weer daarom tot bemoediging van die apostel Crispus, die hoof van die sinagoge, met sy hele huisgesin het in die Here geglo. Nou Crispus, hy word dan ook weer genoem in Handelinge 18, hy kan dan natuurlik dan nie meer langer toe hoof van die sinagoge wees nie, maar hy word ook weer genoem in die apostel Paulus se brief aan die eerste brief van die Korintiërs, die eerste hoofstuk
in die 14de vers sê hy vir die Korintiërs, hy sê, ek dank God dat ek niemand vir julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. So, die apostel Paulus ontvang die hoof van die sinagoge, en baie van die Korintiërs, toe hulle hom hoor, het gelowig geword, en hulle is gedoop. En dan hierdie verse wat ons nou gelees het, verse 9 en 10, die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê. So die apostel Paulus was self by meer as een geleentheid die ontvanger van God se openbaring. Ons dink aan daardie keer toe die Here Jesus Christus hom gekonfronteer het op die pad na Damaskus, maar ook nou hier kom hy tot bemoediging van die Here. Die apostel Paulus sou later ook weer deur die Here bemoedig word. Ons lees dit in Handelinge 23. Die nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy ook in Rome gaan getuig. En dit is daar voor die apostel Paulus op sy laaste reis na Rome was. Wees nie bevrees nie. 'n gesig in die nag, wees nie bevrees nie. En ons sien hoeveel keer die Here met sy huiwerende profete, apostels, daardie woorde spreek. Wees nie bevrees nie. Moses, ons onthou vir Moses, hy was baie huiwerig om die Here se opdrag uit te voer. Ons lees van Jeremia 1 sê die profeet, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is nog te jonk. En dan sê die Here verder in daai hoofstuk, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, en ek sal jou red. En dan ook, wanneer die opgestane Jesus Christus met sy disippels praat, die laaste woorde, wat hy vir hulle sê in die evangelie volgens Matteus, is ek is by julle, tot aan die einde van dae. So wanneer jy daai teestand beleef, wanneer jy voel, jy kan nou absoluut nie meer verder nie, jy het dit nou van alle kante afgekry, en die Here Jesus Christus kom, en sy woord kom, Heilige Gees kom vandag, getuig die Heilige Gees in ons, wees nie bevrees nie. Spreek, ek is met jou, dis ook wat hy vir Jeremia gesê het, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Die woord wat daar gebruik word is volk. Dis nie die gewone woord vir mense nie, alhoewel dit in die sin van mense gebruik word, maar daar's baie van God se volk in hierdie stad. En wat 'n soort mense nogal? Wat 'n soort mense? Boonbehalwe nou die wat ons nou leer ken het. Crispus en Justus wat seker oordentlike fatsoenlike burgers was, maar wanneer Paulus in 1 Korintiërs 6 skryf van die Korintiërs en hy waarsku hulle oor sekere gedrag wat nie aanvaarbaar is. Hy sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbreekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Met ander woorde, dis van daardie baie mense wat in daardie stad was. Mense wat mense normaalweg niks mee te doen wil hê nie, maar wat tog deel was van God se volk, en wat hulle laat afwas het, soos dit hier in 1 Korintiërs 6 staan, hulle laat heilig was, en hulle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, en deur die Gees van onsse God. Dit was die mense in Korinthe. Dat laat my dink aan Dominee Chris Simon, wat vandag 2 maal 'n week in die strate van Kaapstad invaar,
en dan preek hy daarso, vir wie ook al verbyloop. Baie, baie aangrypend. Daar's mense in Kaapstad, wat ook die evangelie nodig het. Mense met wie ons gewoonlik niks mee te doen wil hê nie. Is daar enige vrae?